Matteus 18 vers 21. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe tot 7 maal toe? Jesus antwoord, ek sê vir jou nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wil afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Here, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal wat jy my skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef. En hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees soos ek jou barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Dit gaan oor die onderwerp van vergifnis, maar dis nie so 'n maklike onderwerp nie. Dis maklik om hieroor te praat, want Petrus het gekom en sê, Here, hoe dikwels moet my broer teen my sondig en ek hom vergewe tot 7 maal toe? Waar kom dit vandaan? In die Ou Testament het die Here gesê, ek dink dit is Obadja wat sê, oor 3 oortredinge sal ek jou vergewe, oor 4 oortredinge. Petrus dink, as ek hierdie 2 by mekaar sit, het ons die volmaakte getal en ons gaan Jesus nou hier ietsie wys. 7 keer moet ek jou vergewe, as jy teen my gesondigheid, sê Petrus. Jesus sê, Petrus, jy verstaan niks. Jy weet niks. Jesus weet waar dit vandaan kom, hy 3 en 4 by mekaar gesit. Maar toe kom Jesus met hierdie verhaal en hy vertel dit om Petrus se oë oop te maak en ons sin oop te maak vir wat werklik in die lewe aangaan. Vergifnis is nie 'n oppervlakkige besigheid nie. En ek gaan nou vanmôre so 'n bietjie van 'n ander kant af met u praat oor hierdie saak, miskien op 'n dieper vlak. Want baie keer word hieroor gepraat en ons gaan maar net op die lys af en sê dit het gebeur en dat het gebeur. Maar ware vergifnis word nie altyd geraak nie. Daar word nie altyd werklik by die punt uitgekom van wat is vergifnis en waar kom dit vandaan en hoe werk dit nie. Dan kan mense nie vergewe nie. In ons berading het ons 'n vergifnis siklus met 5 trappe of stappe, waardeur 'n mens tot by uiteindelike vergifnis kom. Maar ons kan nou later weer daaroor praat. Wat het hier gebeur? Die eerste skuldenaar kom na die Heer en sê, ek kan nie betaal nie, ek skuld jou 10.000 talente. Nou dit is talente van silwer. En wat is die waarde daarvan? Hulle het uitgewerk dat dit 8.300 man sal kos wat elkeen 30 kg silwer dra. Dis die skuld. Met ander woorde, dis onbepaald. Niemand sal hy bedrag kan skuld nie. Ek weet nie wat die ou dit gemaak het nie, maar hy is daar weg met dit. Die ander ou kom en hy sê, ek skuld jou 100 pennings, jy wat nou net vrygespreek is. Vergewe my. En wat is dit? Dis 10 rand, so in daai omgewing van 10 rand. En hierdie ou se gesindheid is so boos, dat hy hierdie man wil in sy gevangenis sit, en hy wil sy vrou en kinders verkoop. En die mense sien hierdie ding raak, en hulle kom en hulle sê vir die Heer, kyk wat gaan nie aan. En die Heer sê vir hom, jou vark, wat het jy gedoen? En dis wat hy is. Ek het jou 10.000 talente vrygespreek.
jy kan jy nie net R10 vir daai ou gee nie. En hy sê, ek het aan jou barmhartigheid bewys, en jy wil dit nie aan 'n ander bewys nie. En hier is een van die sleutelelemente van vergifnis is barmhartigheid. 2 keer sê in die laaste teks, ek het aan jou barmhartigheid bewys, moes jy nie ook aan hierdie ou barmhartigheid bewys het nie. Met ander woorde, hier kom iets uit my hart uit, barmhartigheid kom uit die hart uit, met erbarming, dis die woord in die oorspronklike taal, om met erbarming te wees, te gee en te doen. Wanneer hierdie ou wil nie, en toe word hy oorgegee aan die pynigers. En dit is wat God gaan doen met mense wat nie wil vergewe nie. En ons sal die verband moet kry om te sien hoe ernstig dit is. Want vergifnis is baie, baie belangrik. So, ons kyk na die eerste skuldenaar se benadering tot vergifnis, en dis die vertikale benadering, waar die groot man sit, en afkom na hierdie ou, en hy sê, ek spreek jou vry. Dis die goddelike faktor in vergifnis, waar dit van bo af kom, waar jy sit en jy kan niks gee, om jou skuld te versoen nie. Jy het nie eens R10 nie, jy kan God nie omkoop met 10.000 talente, as jy het so gee nie. Dis die vertikale element, of faktor van vergifnis. Die tweede, is hierdie horisontale element, daar waar die arme normale mens kom, met sy menslikheid, en hy vra, vergewe my, en die ander sê, nee, ek sê nie vergewe nie, onvergewensgesindheid, kom uit sy hart uit, dis die mens, God vergewe elke mens wat na hom toe kom, van die mees onbetaalbare skuld wat 'n mens kan hê ooit, want niemand kan vir sy sonde betaal nie. Dis meer as 10.000 talente in gewig. Sonde druk op die siel, meer as daai 10.000 talente. So die belangrikheid van vergifnis is dat alles in die Bybel na die sondeval fokus op hierdie een woord, vergifnis. Of hierdie een begrip, is nie net 'n woord nie. Na die sondeval het alles verander en die fokus verskuif na vergifnis. En God sien die mens in sy nood, in sy gevallenheid, en sê, hoe gaan ek maak om hierdie klomp te help, om by vergifnis uit te kom, om daai 10.000 talente af te skryf, wat elke sondaar skuld, of meer as dit nog. So, hier's 'n paar uitsprake, die sentrale boodskap in die Bybel is vergifnis, en ons moet dit onthou. As jy tot by die sondeval in Genesis 3 gelees het, dan gaan dit aan. Dan begin jy daar verder lees en sê, van nou af is die fokus op vergifnis, en ons sal daarby kom. To forgive someone is to give up the right of punishment. Maar net om ons gedagtes bietjie te laat gaan, na watter rigting beweeg ons? Hier is een wat sê, forgiveness is a fragrance that the violet sheds on the hill that has crushed it. Dis vergifnis. Jy word vertrap. Jy word vertrap soos 'n ou blommetjie. En daai geur van vergifnis kom uit jou uit. En dit kom in daai een wat jou vertrap het se wese in. En dit verander daai persoon se wese. Dis die dieptes van vergifnis, of 'n bietjie daarvan. So ons gaan kyk na die goddelike dimensie van vergifnis en die menslike dimensie van vergifnis, soos ons reeds gesien het in die geleesde gedeelte. Maar die oorsprong van en genade en waarheid en krag van vergifnis is in 3 dinge wat Jesus betref. En dit moet ons nou leer, want dit word nooit geleer nie. Waarin is vergifnis gesetel? Sy oorsprong, die genade daarin, die waarheid en die krag daarvan. Waar kom dit in? En hoe gaan dit ons affekteer as ons dit verstaan? Want baie mense verstaan vergifnis glad nie. Die eerste is, dis gesetel in die bloed van Jesus. En dis hoekom na die sondeval alles gaan na vergifnis toe. En in Genesis 3 vers 15 gee God die moederbelofte as hy vir die slang sê, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sê jou die kop vermorsel, jy sal hom in die hakskin byt. Hier bring God Jesus in die prentjie in, as die verlosser.
as die een deur wie se bloed ons vergifnis kan kry. En daar ontstaan, ek kan amper sê 'n nuwe Bybel. Die bloed van Jesus, en hy sê, toe hy die nagmaal instel, want dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Dis hoekom Jesus se bloed uitgestort is vir vergifnis. En die vergifnis is gesetel in die bloed van die Lam van God. Kolossense sê Jesus in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sondes. Jy kan nie deur jou eie oortuigings en deur jou eie gemoedstoestand kom sê vir 'n ou wat jou iets skuld, ek vergewe jou nie. Dit gaan nie werk nie, dit lê op die oppervlakte. Hierdie dinge is baie dieper as dit om te sê ek vergewe jou of jy vergewe my. Hebreërs sê byna alles word met bloed gereinig volgens die wet en sonder bloedvergieting van daar geen vergifnis plaas nie. Selfs in die ou verbond, bloedvergieting van die diere het gewys op vergifnis deur die bloed. Sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie. So as ons wil vergewe, moet ons by die bloed van Jesus uitkom. Hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. In die bloed van Christus is daar genade vir ons vergifnis. So nou kom Johannes en sê, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van sy seun, Jesus Christus, reinig ons van alle sondes. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy begin weer by die bloed. Die bloed reinig ons van alle sondes. En as ons dan regverdig is hy regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Waarmee? Met sy bloed. Met sy bloed. So vergifnis is gesetel in die kosbare bloed van Jesus Christus. Nie in my woorde wat ek vir jou sê, ek vergewe jou nie. As ek dit losdoen van die bloed en die versoening van Christus, beteken my uitspraak oor vergifnis niks. En dan bly die probleem. As ons nie vergewe nie, aan die ander kant, ontneem ons die evangelie van die ware of die waarde van die bloed wat ons self dan betref. Met ander woorde, ons kanselleer die versoening. Kanselleer die evangelie, as ons nie vergewe nie. Maar baie mense kan nie vergewe nie, want hulle het nooit by die bloed uitgekom nie. Die tweede element van vergifnis is die naam van Jesus. Baie mense gebruik die naam van Jesus uitelik, of sonder dat daar betekenis in die naam is vir hulle. Petrus se eerste groot daad is daar by die poort, waar 'n ou sit wat krippel is. En hy sê, ek het niks om jou te gee nie. Ek gaan nie jou omkoop met geld en sê, jy moet nou van my hou nie. Want ek is 'n oulike man nie. Hy sê, ek gee nie silwer en goud nie, maar wat ek het 'n naam. Ek het 'n naam. En ons weet nie waar hy ou se siekte vandaan gekom het nie. Baie siektes kom van voorgeslagte af ook. En hy sê, aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. So ons kan nie na iemand toe gaan en sê, hoor ek vergewe jou nie. Jy gaan niks bereik nie, want dit gaan nie werk nie. As jy nie kan gaan in die naam van Jesus na 'n persoon en daarin en daaruit daai persoon vergewe nie, gaan dit net nie werk nie. Die dinge gaan aanhou terugkom en terugkom en terugkom. Psalm 25 weer, om u naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid. God se naam is so kosbaar, dat alles wat positief is en positief kan werk in ons lewens is in sy naam ingesluit. Dit is groot. Om u naam ontwil, Here, vergewe my. God vergewe nie iemand dan weet toe ek gaan en sê, ek vergewe jou, vergewe my in my naam nie. As jy nie gaan in die naam van Jesus nie, gaan daar nie vergifnis wees nie. So aan die kruis doen Jesus sy naam gestand as verlosser toe hy hierdie woorde sê. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En laat sy klere
verdeel en die lot daaroor gewerk. Vader, vergewe hulle. Vergewe hulle. So hy wat aan die kruis hang, sy naam is Jesus. Met daai persoon Jesus, uit sy naam kom daar 'n gebed na die Vader toe. Vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet niks. As ons nie vergewe nie, ontneem ons die evangelie van die waarde van die naam van Jesus. Dink mooi daaroor. Jy moet terug gaan en dink aan die goed, dis nie so vlak nie. Ons moet dit onthou. As ons nie vergewe nie, ontneem ons die evangelie wat ek konseis verteenwoordig as 'n Christen van die waarde van die naam van Jesus. Want vergifnis is in sy naam, nie in wat ek kom sê. Ek is jammer, ek vergewe my nie. Vind die vergifnis plaas nie. Dit vind in die naam van Jesus plaas. Die derde vlak van vergifnis is in geloof. Handelinge sê, om hulle oë te open dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes kan en erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Jesus sê, deur geloof in my kan hulle vergifnis ontvang. Nie deur my eie oortuigings kan ek iemand vergewe of vergifnis ontvang nie, maar deur geloof in Jesus, in sy naam, kan daar vergifnis plaasvind. Dis 'n dimensie, 'n goddelike dimensie, waarin vergifnis 'n heilsame entiteit is, wat ons besitting moet word, voordat ons met enige iemand oor vergifnis kan praat, of kan aanvaar dat ek vergewe is deur iemand. Honderde, duisende, miljoene, miskien biljoene mense op die aarde loop met skuld en met onvergewensgesindheid en met dinge wat nooit opgelos word nie, omdat hulle nie by die bronne van vergifnis uitkom nie. Lukas sê, hy sê vir hulle, soos dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan die nasies van Jerusalem en verder. Die geloof in sy naam is die basis van vergifnis, saam met die ander twee dinge. Daar kan meer wees. Maar sonder geloof verloor vergifnis al sy krag. So as ons in die dimensie van geloof ingaan, met God praat, dis 'n vertikale aksie, en by God gaan met my probleem, met iemand anders, om daai persoon te vergewe, of om vergifnis te vra, bly dit net waar dit is, hier op horisontale menslike vlak. Omtrent alle vergifnisse vind op menslike vlak plaas. Want niemand kom by die goed uit waar dit saak maak en sin maak. Meeste, moontlik alle vergifnisse wat gespreek word of ontvang word, lê op die horisontale vlak. Jy het my skade gedoen, nou gaan ek jou verwrig en voor die tronk gooi. Gee terug wat jy gevat het, of ek gooi in die tronk. Dis ons benadering tot hierdie dinge. Goddelike dimensie van vergifnis is voorwaardelik vergifnis, verlossing en heiligmaking. Die dimensie van goddelike vergifnis is 'n dimensie wat baie min mense ooit geweet het of verstaan of betree, en dis voorwaardelik vir vergifnis. Daarom moet ons uit die menslike dimensie uitkom, soos daai ou wat daai ander ou in die keel gegryp het. Hy was so 'n menslike dimensie, dat hy nie eens R10 vir 'n arme ander mens kon gee nie. Dis voorwaardelik vir vergifnis, vir verlossing, en dan vir heiligmaking, jou pad vorentoe met God. Daar's weinig kinders van God, wat ooit hier uitkom. Baie min. Wat van die menslike dimensie van vergifnis? Jou gesindheid. Hy het nie barmhartigheid gehad nie, sê Jesus, 2 keer, 3 keer. So sy gesindheid was beheer deur onbarmhartigheid. Ek wil net hê, ek het my baas goed gevat, en ek dink hy het dit gesteel op die einde, want wat het hy daarmee gedoen? Waar is dit heen? En hoekom kom hy nou uit met die saak toe daar rekenskap gevra word?
Ek dink hy het gesteel. En hy is onbarmhartig, want hy het nou lekker ryk geword van al hierdie silwer. En nou kan hy na die baas toe gaan en net 'n lekker klaagtoon aanhef en sê, ag, ek kan nie jou betaal nie. En hierdie man sien baie diep in, hier's iets aan die kom. En ek dink hy het geweet wat kom. Want hy het hierdie man se gesindheid gesien. Hy het sy gesindheid gelees, want hy was 'n wyse man. As ek so in 'n posisie is waar mense my 10.000 talente skuld, is ek nie sommer net 'n platvloerse mens nie. Ek is iemand wat iewers kom het in die lewe. Aristokraat of so iets. Maar die dimensie van vergifnis word vermoor in ons gesindhede. Dit word vermoor in ons gesindheid. Onbarmhartigheid, sê Jesus, is wat jy kort kom om net daai arme man weg te stuur met 10 rand in sy sak. Skoon. So jou gesindheid tel alles. Matteus 6 vers 12 sê Jesus, ons moet leer en bid, vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Wat sê dit? In 'n gebed met God, in 'n gesprek met God, moet ons eers in 'n posisie kom waar ons die goddelike dimensie van vergifnis betree en dan sê, Vader, vergeef my skulde soos ek daardie ouens vergewe het. En ons bly buitekant. Jy bly buitekant die hemel, buitekant God se genade. Baie steek vas in die menslike vlak van vergifnis. Jy skuld my iets, jy het iets aan my gedoen, so jy moet betaal. Hulle sê net, ek kan nie vergewe nie, of ek sal nie vergewe nie. Dis die taal wat ons dikwels hoor. Ek kan nie vergewe nie, ek sukkel daarmee. Jy sal sukkel daarmee totdat jy by Jesus uitkom. Jesus sê, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Net na die Onse Vader hier. Wat sê Jesus hier? Hy sê, julle moet die mense vergewe. Julle is mense wat 10.000 talente skuldig is, julle vol sonde. Vergewe mekaar. En as jy dit nie doen nie, gaan die Vader jou nie vryspreek vir hy 10.000 talente vir jou sonde nie. Jou sonde gaan bly. Jou sonde gaan bly as jy hulle oortredinge nie vergewe nie. Maar as julle die mense hulle oortredinge vergewe, dan sal julle Vader julle ook vergewe. So dit moet by ons begin. Maar ek kan nie begin deur net te sê, ja, ek vergewe jou, ek wil net van my lyf afkry nie. Dis baie dieper dinge as dit. En dis hoe dit werk, binne die kerk en buite die kerk. Ok, ek vergewe jou. Maar daar het nooit vergifnis plaasgevind nie, want vergifnis sluit die element van versoening en heiligmaking in. So, wat is die wrede dimensie van onvergewensgesindheid? So 'n paar gedagtes wat ek hier neergeskryf het. Deur onvergifnis neem jy 'n ander persoon se lewe oor. As jy 'n persoon nie kan vergewe nie, of jy nou gesê het ek vergewe jou of nie, maar as vergifnis nie plaasgevind het nie, neem jy daai persoon se lewe oor en jy bly 'n faktor, 'n eisende faktor in daai persoon se lewe. Altyd moet jy sê jammer. Altyd eis jy het dit aan my gedoen. Deur onvergifnis neem jy God se posisie in die situasie oor. Dis wat Jesus probeer sê. Jy neem God se posisie oor. En nou wil jy God speel. Ek kan jou nie vergewe nie. Wil jou nie vergewe nie. Ek sal jou nie vergewe nie. Of ek vergewe jou met 'n paar woorde en die onvergifnis bly. Deur onvergifnis verloor jy jou begrip van wie God is. Jesus sê, as jy die mense nie kan vergewe nie, kan jou Vader jou ook nie vergewe nie. Wat nou? Jy sny jou af van God af. Die Vader stap weg. Hy onttrek hom. So jy verloor jou begrip van God. Jy verloor jou verhouding met God, 100%. Deur onvergifnis pleeg jy stadige selfmoord. En dis 'n punt wat baie bespreek word. Maak jou seer, siek,
wat ook al, gees, siel en liggaam. Deur onvergifnis verduister jy jou gees. Daai ou wat nie barmhartigheid gehad het in sy hart nie, was pikdonker die binnekant. Hy het net gewens daai ou wil hom vergewe dat hy kan weggaan. En is donker, daar's geen barmhartigheid nie. Daar was nie erbarming in sy hart nie. En daar was geen vergewensgesindheid nie. Sy gesindheid was boos. So sy gees was donker. Net sy ryk dwaas van Lukas 12. Ek wil net hê en eet, daar's my skuur. God sê jy's 'n dwaas. Deur onvergifnis verwerp jy die woord van God. Is dit nie duidelik nie? As jy nie kan vergewe nie, verwerp jy die Bybel en dan stop jou geestelike lewe net daar. Dis 'n begrafnis wat jy hou van jou woord, die woord van God. Dis ernstige dinge, dis hoekom ek nie gaan oppervlakkig praat hieroor nie. Die mense wat nie kan vergewe nie, verwerp die woord van God. Jy sny jou af van God, soos ek gesê. Dis alles in die Bybel, is nie ek wat dit uitgedink het nie. Jy sterf geestelik. Daar's baie kinders van God wat in die kerk sit. En hulle kom uit en wens dat ek kan 'n beter mens word. Ek wens ek kan verlos word. Nee, dit werk nie. Sterf net weer daar. As ek jou uitstap as ek my sel as ek ingekom het. Dit is wanneer 'n mens geestelik sterf. Daar's nie heiligmaking, daar's nie groei nie. Daar's geen geluk nie, daar's geen blydskap nie, daar's geen vrug van die gees nie. Jy sterf geestelik. So, ons grootste vyand in die lewe is nie die duiwel nie. Dis onvergewensgesindheid. Want die hele Bybel, van Genesis 4 af, gaan oor die een onderwerp van vergifnis. En dis hoekom Jesus kom sterf het, vir niks anders nie. So, die smart van onvergewensgesindheid het ek aan 3 kategorieë van gesindheid en gemoedstoestande uitgewerk. Die eerste is die vrugte van onvergewensgesindheid teenoor jouself. Wat doen jy aan jouself as jy nie kan vergewe nie? Wat was die einde van daai ou met die 10.000 talente? Die Bybel sê, gaan sluit hom toe, gaan verkoop hom, tot hy alles betaal het. So hy het homself in die voet geskiet. Onvergewensgesindheid dra bose vrugte in jou eie lewe. Jy is party van hulle. Skuldgevoelens, selfveroordeling, skaamtegevoelens, onwaardigheid, selfhaat, selfmoordgedagtes, perfeksionisme, slagoffermentaliteit. Daar's baie meer. Ek het nie tyd om heeldag uit te staan en praat oor dit nie. Die tweede vrug van onvergewensgesindheid is teenoor ander. Jy tree op teenoor ander. Wat gaan met hulle gebeur? Wat gaan met my gebeur as ek ander nie kan vergewe nie? Haat. Mense dink soms, ek hou nie van daai persoon nie. Ek kan nie met hulle lekker regkom nie. Dis maar net ek is net nie eens met hulle nie. Dis haat. Dis niks anders as haat nie. Die Bybel sê ons moenie mekaar haat nie, mekaar lief hê. En wat is liefde? God sê liefde oordek alle oortredinge. Liefde bedek alles, vergewe alles en so meer. Maar onvergewensgesindheid teenoor ander veroorsaak haat. En baie mense wil dit versag, eufemisme daarvan maak. Ek is net nie lekker met hulle een nie. Ek kan nie met hulle lekker oor die weg kom nie. Dis haat. Kritiek. Kyk gedurig waarom na een verkeerd. Bitterheid. Job 5 vers 2 sê, bitterheid vermoord die dwaas en naaiwer maak die domme dood. Dan naaiwer, daar sê weer, suspisie. Ek kan jou nie in my lewe toelaat nie, want ek is bang jy gaan my skade aandoen of wat ook al. Dan werk dit self uit wraakgierigheid, jaloesie, moord en so maar. Maar wat doen onvergewensgesindheid teenoor God? Veroorsaak biddeloosheid. Vergewensgesindheid maak 'n mens vry. Dit
bou jou verhouding met God. Dit bring die vrug van die Gees in jou lewe. En dit is 'n vreugde om 'n Christen te wees. Dit is nie 'n straf nie. Maar dit veroorsaak biddeloosheid as ek in God se teenwoordigheid wil inkom en ek kan nie vergewe nie. Dit sluit ook in, daar's baie mense wat iets teen God het en ek sê, ek kan nie die Here vergewe nie vir dit wat gebeur het met dit of dat. Jy gaan nie meer kan bid as jy so is nie. Jy twyfel in self en in God. Jy gaan in jouself twyfel. Want 'n mens wat in God twyfel, sal in homself twyfel, altyd. Jy beleef God as ver en ontoeganklik. Daar's baie mense wat net godsdienst beoefen. En ek praat nie nou met ons hier nie, want julle is getroue mense. Maar hulle kom net kerk toe wanneer hulle gewete bietjie krap. En hulle ontmoet God nie hier nie. Hulle ontmoet God nie by die huis nie. Hulle ontmoet God nooit nie. Hulle beleef God as, dis net 'n teorie. Ek glo in hom, net vir my eie beswil, want hy kan my dalk eendag in die hemel opneem. Ek het ook maar gesê, ek is 'n Christen, ek het ook my bekeer. Ek het nooit by God uitgekom nie. Nooit by Jesus uitgekom nie. En dan is God so ontoeganklik en ver. Ek het nie regtig 'n lewende verhouding met God nie. Ek kan nie sing nie, ek kan nie werklik bid nie. Ongeloof en onsekerheid, vrees, as die mees basiese emosie. As 'n mens nie kan vergewe nie, vrees jy. Want liefde kan nie daar wees nie. Liefde is die teenoorgestelde van vrees. En as liefde nie jou lewe beheer nie, beheer vrees jou lewe met al sy vertakkings soos haat en jaloesie en so meer. Rebellie, een of ander tyd gaan jy rebellie teen God kom. As jy nie kan vergewe nie. So van die belangrikste en mees algemene bekende psigomatiese siektes in hierdie verband kan dit wees. Hoekom word mense baie keer siek? En hier's 'n langer lys as hierdie. Dis net 'n paar wat ek hier opgeskryf het. Maagswere. Jou metabolisme gaan nie lekker werk as jy nie kan vergewe nie. Jy gaan nie vry wees nie. Dit affekteer al die elemente in jou liggaam, elke selletjie. Elke selletjie. En besonder jou maag, jou darmkanale. Reumatiese artritis, sekere asma, daar's 3 soorte asma, bloedarmoede, jou beenmurg, ly skade. Spreuke is vol daarvan, ek sal eendag daaroor preek, as die Here my lei. Maar jou beenmurg bepaal die kwaliteit van jou bloed, want daar word bloedselle gemaak. En as jy nie kan vergewe nie, droog jou beenmurg uit. Kanker, sekere soorte kanker ontstaan ook as gevolg van, nie alle kankers nie, maar sekere soorte, nierkwale, hartaanvalle, Alzheimer, en is ander goed, soos brein ook en so. Ek sê weer, die lys kan so lank wees. En is nie te sê, as iemand nou nierkwale het, hy is onvergewensgesind nie, dit kan deur slegte water ook ontstaan. As mense kanker kry, is nie te sê, hy is onvergewensgesind nie, kanker kan deur slegte water ook ontstaan, of iets anders. Maar daar is sulke gevalle, en daarom moet 'n terapeut of 'n beraader toegerus wees om mense te help om uit hierdie ding uit te kom, wat hulle vashou. Breindysfunksies, Alzheimer en daai. Ek is oortuig dat Parkinsons en Alzheimer baie te doen het met die mense senuwee toestand, met jou gemoed. En dit is waar. En waar kom dit vandaan? Kan ek myself dalk nie vergewe vir oortredings wat ek gedoen het nie, dan begin ek na myself kyk, en my liggaam begin homself opeet, en so meer. So dit is 'n geweldige terrein. Maar om af te sluit, daar is 'n goddelike dimensie van vergifnis, en daar is 'n menslike dimensie van vergifnis, waar baie mense nooit van loskom nie. As jy vergewe, is daar 2 dinge wat gebeur, jy word genees, en jy groei. Wat gebeur regtig in die dimensie van ware vergifnis? Dit vereis 'n verandering van gesindheid.
Die goddelike dimensie vereis 'n verandering van gesindheid, van barmhartigheid, soos daar in die geleesde gedeelte gesê word. Jy moet barmhartigheid begin ervaar of doen of soek, wat ook al. Vergifnis vereis 'n verandering van gesindheid. Dis waar ons moet begin. Wat is in my dat ek nie daai persoon kan vergewe nie? Hoekom kan ek nie, of wil ek nie? Is ek hard hier binnekant, het my hart klip geword, soos Jesegiel 22 sê, waar God sy hand uitsteek en sê, ek sal 'n hart van klip uit jou binneste neem, 'n hart van vlees gee. Dis wat God almal wil doen. Maar mense klou vas in 'n kliphart. Die gesindheid wil nie verander nie. Want ek wil nie verander nie. Ek wil nie terugkom na God toe nie. Dit is my lekker om godsdienst te beoefen. Dit is my lekker om die Bybel te lees. Maar by God wil ek nie wees nie, want hy gaan my sê, jy wil nie vergewe nie. Filippense sê, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Vers 6 sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees, maar het homself ontledig, en dan gaan hy aan tot by vers 9, tot by die dood van die kruis. Hoekom? Sodat ons sy gesindheid kan sien, en probeer om daar aan te pas, of daarby aan te pas, en sodat ons kan sien wat is die geweldige oorwinning van 'n gesindheidsverandering. As ons Jesus se gesindheid verander, wat het met hom gebeur? Vers 9 sê, daarom het God hom uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo alle name is, sodat in die naam van Jesus sal buig elke knie, ensovoorts. Ons gesindheid moet verander. Dis waar alles begin, altyd. Vergifnis vereis 'n verandering van insig. Dis hoekom ons daaroor praat vanmôre. Daar moet insig kom in wat is vergifnis? Wat is die dieptes daarvan en die vlaktes daarvan? 2 Korintiërs sê, maar ons het die sin van Christus. Oomblik as jou gesindheid verander en jou insig verander, ontwikkel jy die sin van Christus, en dan wil jy begin dink soos Jesus. The sense of Christ. Vergifnis vereis 'n verandering van karakter. En dis die groot ding. Ons karakter moet verander. Boustene van karakter is baie groot. Dis nie nou tyd om daaroor te praat nie, maar as jou karakter nie verander nie, bly jy maar die ou mens. Of jy nou gesê het ek vergewe of ek vergewe nie, jou karakter moet verander deur gesindheid en insig. En dan kan jy sê, ek is vry. Ek is vry. Alle mense moet 'n karakterverandering ondergaan. Ek het een keer hier gepreek, voordat ons hier ingetrek het, of ons was al hier, maar ek preek een Sondag hier, praat ek oor karakters. Dit was die klomp in die gemeente baie kwaad gewees vir my. Dat is kwaad, ek het dit gehoor. Maar as ons karakter nie verander nie, bly jy wat jy was. Matteus sê, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander is soos die kindertjies word, sal julle in die koninkryk nooit ingaan nie. Wat is dit? God wil ons soos 'n karakter ontwikkel soos 'n kind. Glo, aanvaar, en al die mooi dingetjies van 'n kind. Dis karakterverandering. Ons karakter verander stelselmatig soos dat oud word na lelike goed. En nou wil Jesus sê, verander terug. En ontwikkel die karakter van 'n kind. So gaan kyk 'n bietjie wat is 'n kind. Mag die Here ons genade gee. Amen.